Goeiemôre. Jy luister na die 12de oordeenking in die reeks. Waarom is ons bekommerd? Jesus se woorde in Matteus 6 vers 25 tot 34 het my nog altyd gefassineer. Kom ons lees dit saam. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer een el by sy lewe voeg? En waarom is julle oor klere bekommerd? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle spoeg nie en hulle spin nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God die gras van die veld wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges. Moet julle nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Dit is immers alles dinge waarna die heidenasies soek. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Moet julle nie bekommer nie, vers 25. Moet julle nie bekommer nie, vers 31. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, vers 34. 3 maal herhaal Jesus, moet julle nie bekommer nie. Die skrywer van ons boek, Jesus is the Question, sê hieroor, dit is insiggewend dat Jesus se langste diskurs oor menslike emosie juis gaan oor bekommernis. Dink aan al die menslike emosies wat ons beleef, hartseer, vrees, rou, eensaamheid, skaamte, om maar net 'n paar te noem. Juis bekommernis kry spesiale aandag. Die digter W.H. Auden het van die laaste deel van die 1900s gepraat as the age of anxiety. Gegeewe die gewigtigheid waarmee Jesus ons vermaan oor ons bekommernis, dat dit ons lewens oorneem, is dit duidelik dat dit van die begin af deel is van die menslike bestaan. Soos 'n ander skrywer opgemerk het, ons is miskien uniek onder die diere van die aarde, naamlik die bekommernisdier. The worrying animal. 'n bietjie rof gestel, maar ek dink hy maak die punt. Die oorsprong van die Engelse woord worry is insiggewend. En sodra jy dit herken, rek 'n mens se oë so effens, want ons het 'n soortgelyke woord in Afrikaans. Die woord worry kom van die Anglo-Saksiese woord wirgen, afkomstig van die Germaanse woord wurgen, wat ons in Afrikaans oorgeneem het as wurg. Die oorspronklike betekenis van worry is om iemand te verwrig, en is dit nie gepas nie, want angs en bekommernis wurg die lewe uit jou uit, is dit nie? 'n Mens kan ook sê bekommernisse kry greep om jou gedagtes en wurg elke denkbare gedagte van jou. Bekommernis wurg ons, dit kry ons aan die keelbeet. Ons Afrikaanse woord bekommer is afkomstig van die Germaanse woord koemeren, om hartseer te maak of om te rou. Om onsself te bekommer het dan die strekking dat ons onsself hartseer maak of rou oor onsself bring. Weer wil ek sê, wow, is dit nie kragtig nie? Ons wurg onsself en ons maak onsself hartseer. Ek wil my haas na Jesus se woorde dat ons dit ter harte kan neem oor hoe ons bekommernis uit ons lewens kan werp,
Kom ons praat net finaal oor hoe groot vyand bekommernis is, 'n ernstige bedreiging van lewe. Bekommernis is inderdaad 'n daad van verwirging. Wanneer ons angstig en bekommerd raak, erken die amygdala die gevaar of onsekerheid en stuur noodseine deur aan die hypothalamus. Die hypothalamus stuur noodwaarskuwings deur aan die pituitêre klier, wat die adrenale kliere aktiveer, wat die streshormone adrenalien en kortisol vrystel. Nou is my liggaam behoorlik op hol. Hartklop verhoog, asemhaling verhoog, bloeddruk styg. Op kort termyn is dit 'n wonderlike vermoë wat ons het. Op lang termyn, biologies vernietigend. Konstante angs en bekommernis lei tot verhoogde kortisolvlakke, wat lei tot 'n verswakte immuunstelsel, hoë risiko vir hartsiektes, slaapversteurings, verterings- en maagprobleme, gewigsveranderinge, verhoogde inflammasievlakke, geheue- en konsentrasieprobleme want die hippocampus word oorlaai. Jou senuweestelsel raak ooraktief. Jy's in 'n hiperreaktiewe fase. Jou liggaam begin mettertyd al moer word en al moer van die konstante alarms wat in jou liggaam afgaan. Die amygdala word ooraktief. Die prefrontale korteks, die rasionele gedeelte in ons brein, word onderaktief. Dit raak moeiliker om logies te dink en dinge realisties te beoordeel wanneer jy so bekommerd is. Die hippocampus, wat herinneringe organiseer, kan selfs krimp met langdurige stres. Dus, daar is 'n baie goeie rede dat Jesus ons gewaarsku het teen konstante bekommernis. Wanneer ons leer om bekommernis te bestuur, deur asemhaling, gebed, oefening, bewussynspraktyke, dan kalmeer die amygdala. Die prefrontale korteks kry weer beheer, kortisolvlakke daal, en ons liggaam begin onsself herstel om weer balans te vind. Homeostase. Moet julle nie bekommer nie. Moet julle nie bekommer nie. Moet julle dus nie bekommer nie. Môreoggend kyk ons na die vraag wat Jesus hieroor vir ons vra. Ons gebed vir môre kom uit 'n lied wat in Duits geskryf is, wat ek in Afrikaans vertaal het. Kom ons bid saam. Here, al my dae, hou U in U hande. Nou kan ek vrede vind in U. U bied geborgenheid. U kan alles verander. Sterk my vertroue, Heer, hou my naby U. Daar is dae waar sinloosheid my kwel. Sigtend sien ek hoe die tyd versnel. Ure, dae, jare vlieg verby. Waarom voel U soms so ver van my? Al my dae, hou U in U hande. Nou kan ek vrede vind in U. U bied geborgenheid. U kan alles verander. Sterk my vertroue, Heer, hou my naby U. Kommer, kwellings, raak vir my te groot. Angstigheid oor môre stroop my krag. Tog, U liefde breek 'n toekoms oop. Vader, lei my dag na dag. Al my dae hou U in U hande. Nou kan ek vrede vind in U. U bied geborgenheid. U kan alles verander. Sterk my vertroue, Heer. Hou my naby U. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.